You are beautiful. You are worth it all. Here, dankie net vir die voorreg om in die presence in te kan kom. En net nie u kant te kan aanskou. Dankie dat u is saam met ons. Every step of this way. En dankie dat ons nooit alleen is nie. En dat die liefde ons nooit sal verlaat nie. Here, ek vra mag vanaand u wil geskied, Here. Elke woord wat uitgaan, Here, mag dit u woorde wees en nie myne nie. Kom doen wat jy kan doen, Here. Geen mens, maar net jy. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Ja, amen. Nee, ek sê elke keer ek hoor het om op te kom na worship. Dis net so lekker, ek wil net al bly. Hoe gaan dit julle? Lekker dag gehad? Ek sê net Andrew skud sy kop agter, ons sal nou chat. So vanaand gaan ons aan met die name van God. En vanaand kyk ons na Jehovah Mekadesh. Sê gou vir die ou langs jou, Jehovah Mekadesh. So dit beteken the Lord who makes us holy, the Lord who sanctifies us. So vinnige storie voor ek aangaan. Vanaand sou ek gepraat het oor the Lord our shepherd. En woensdag is daar heeltemal change of plans. En ek sien hierdie naam raak en dit tref my, toe ek die Hebreëse naam woord sien vir die woord wat Kadash is. So 'n week terug het ek 'n encounter gehad met die Here en ek lê op die grond en hy kom net na my toe en al wat hy vir my sê is Kadash, wat beteken I've set you apart, I've made you holy, I've sanctified you. So dis hoekom ek so excited is om hierdie te doen met julle. Want die van julle wat laasweekie was met ons Jehovah Tsidkenu, the Lord our righteousness, en nou hierdie, sal julle sien hoe dit so hand aan hand deur ons lewens gaan. So kom ons kyk gou-gou. Waar sien ons hierdie naam die eerste keer voorkom? Daar's 2 plekke. Eksodus 31 vers 13. Jy moet vir die Israeliete sê om my Sabbate te onderhou. Die Sabbat is 'n teken van die ewige verbond tussen my en julle. Dit herinner julle daaraan dat ek die Here is wat julle vir my afgesonder het. Levitikus 20 vers 7 tot 8. Sonder julle self af om heilig te wees, want ek die Here is julle God. Hou my gebooie en wees gehoorsaam, want ek is die Here wat julle heilig maak. So Eksodus 31, net om 'n bietjie agtergrond te gee, is hierdie prentjie in hierdie hoofstuk waar God basically, soos ons nou gehoor het, die instruksies gee oor die Sabbat. Hou my Sabbat. Nou as jy terugkyk, en vandag nog, sien ons dis 'n verbondsteken tussen God en sy volk. Dis die rus. Dit wys vir ons dat ons afgesonder moet wees aan God. Dan gaan lees jy Levitikus, en dan sien jy hierdie is waar wette gegee word, waar die volk van Israel anders moes lewe, as die mense wat hulle omsingel het. Weereens afgesonder, anders. Sien julle hierdie prentjie? Albei van hierdie wys vir ons iets dat daar's 'n roeping. Daar's 'n roeping na heiligheid toe, van God af. Daar's 'n roeping na elkeen van ons, en nie net die volk van Israel nie, maar ons om afgesonder te wees. Set apart vir hom en hom alleen. Jehovah Mekadesh. En die mooi ding van daai naam is, hy sê vir ons dat hy die een is wat ons heilig maak. Dankie my engel. Disco lights. God se heiligheid is die standaard van alles. Wat beteken dit? So wanneer ons dink aan heiligheid, kan ons nie dink aan die beste persoon wat jy vandag kan aan dink op hierdie aarde, en dan net 'n bietjie hoor, en dan sê, okay, dis waar God is. God is die standaard van heiligheid. Hy is die standaard van heiligheid. In ander woorde, volkome heilig, volkome rein. I am the Lord who sanctifies you.
Weet jy wat so mooi van hierdie naam? God kon gekies het om net homself te kom voorstel aan elkeen van ons as regter en skepper. Elkeen van hierdie name wat ons deurgaan, wys vir ons 'n karakter van wie hy is. En dit gee vir ons 'n hoop. Jy sien hierdie naam vandaan sê vir ons nie, ja, hy is die Here wat ons heilig maak nie, maar hoor gou wat beteken dit. Hy sê hy is die standaard van heiligheid, maar hy is die een wat jou in daai heiligheid intrek en daaruit vorm. Verstaan julle wat dit beteken? God wil hê sy volk moet heilig wees. 1 Petrus 1 vers 16. For it is written, be holy, because I am holy. Voor ek verder kan gaan, moet ons kyk na die belangrikheid van heiligheid. En ons 4 goed wat ek net wil vinnig deurgaan. Nommer 1 is heiligheid is nie opsioneel nie. Heiligheid is nie opsioneel nie. Ons sien die bevel van God is duidelik. Hy wil hê ons moet anders wees as die wêreld. Hy wil hê ons moet afgesonder wees vir hom. Ons dade, ons denke, die manier hoe ons lewe, moet getuig dat ons aan hom en hom alleen behoort. R.C. Sproul sê dit so. God's holiness is both a demand and a promise. It is a call to obedience, but he provides the power to live it out. He provides the power to live it out. Tweede ding is, heiligheid is gebaseer op verhouding. Heiligheid begin nie met reëls en regulasies wat ons moet volg nie, het begin met 'n lewendige verhouding met die koning van konings. Derde ding is, heiligheid is moontlik, want God doen die werk. 1 Philippians 1 vers 6, een van my gunsteling verse. Being confident in this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Dis 'n belofte. Dat hy die werk wat hy in jou begin het, die dag toe jy die keuse gemaak het om Jesus te aanvaar, voltooid gaan bring, die dag wanneer hy terugkom. Heiligheid is sigbaar, nommer 4. Ons lees in Matteus 5 vers 16 dat ons die lig van hierdie wêreld moet wees. Dat elke daad wat ons het, moet eer gee aan die Vader. 2 Korintiërs 2 vers 14, ek wil net 15 lees, hoor gou hierdie mooi woorde. For we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and those who are perishing. A fragrance, a aroma van Jesus. Jy sien, heiligheid is nie 'n innerlike ding nie. Daar's iets wat uitwaarts gebeur. Jou gedrag, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy dink, die manier hoe jy mense hanteer, is heeltemal anders. Maar omdat God se standaard heiligheid is, omdat hy is heilig, en hy die standaard set van heilig, weet ons dat sonde nie kan ingaan nie. Lig en donkerte kan nie meng nie. En ons in onsself is onheilig en vol sonde. Hoe kan ons dan ingaan? So laasweek daarvan gepraat. Jehovah Tsidkenu. Die oomblik wat jy Jesus Christus aanvaar as jou redder en jou verlosser en jou geloof in hom sit, sien hy jou deur Christus. In ander woorde, hy sien jou deur Christus se dade. So wanneer God na jou kyk, sien hy jou sonder sonde en volmaak gehoorsaam. Want dis die geregtigheid wat toegereken is aan ons deur Christus. Dis 'n geskenk. Jy kan niks doen om dit te probeer kry nie. Daar's nie werke wat jy kan doen om dit te kry nie. Hy gee dit vir jou. Hy kom klee jou met Christus se geregtigheid. Ek gaan dit weer sê, hy sien jou asof jy nog nooit gesondig het nie en volmaak gehoorsaam is. Maar wanneer dit kom by heiligmaking, is dit nie net 'n toerekening nie. Jy sien, ons 'n daaglikse proses wat plaasvind binne in ons, deur die Heilige Gees, om ons te begin verander, om volgens hierdie nuwe posisie wat ons gekry het, te begin leef. Which we'll get to. Jehovah Tsidkenu, Jehovah Mekadesh. Tsidkenu, the Lord our righteousness, Mekadesh, the Lord who sanctifies you.
Hierdie twee name wys vir ons die verskil tussen ons posisie in Christus en hierdie voortdurende transformasie wat plaasvind. Ons posisie, daai geregtigheid wat ek nou van gepraat het, wanneer God na jou kyk en hy sien jou volmaak, sonder sonde en volmaak gehoorsaam. Dis die nuwe posisie wat ons het. Ek hamer op dit, want ons kan nie vorentoe gaan in die heiligmakingsproses as ons nie hierdie verstaan nie. Want hierdie is die nuwe identiteit wat jy het. Hierdie nuwe posisie is 'n nuwe identiteit wat jy ontvang deur Christus. En uit hierdie nuwe identiteit gebeur daar 'n nuwe toestand. Die geregtigheid is onmiddellik. Dis volkome en is 'n geskenk, want dis nie in ons krag nie. Sanctification, heiligmaking, dis innerlik. Dis voortdurend. Dis aanhoudend. Maar ons kan die proses bietjie hinder. En ons gaan daar kom. Maar ultimately is dit die Gees, Heilige Gees, wat binne in elkeen van ons daai werk doen. Jy kan so daaraan dink. Righteousness as die wortel, sanctification as die vrug. Righteousness gee vir ons die nuwe posisie, sanctification produseer 'n nuwe toestand uit daai nuwe posisie. Julle nog met my? Righteousness is wat Christus vir ons gedoen het, dis 'n geskenk. Sanctification, heiligmaking, is wat die Gees deur die bloed van Jesus in ons doen. Derek Prince het dit so gesê. Righteousness is the door, sanctification is the journey. So wat is sanctification? Wat is heiligmaking? Ek onthou, in die huis wat ek groot geraak het, was daar een kamer gewees wat heeltemal anders as al die ander kamers was. So as ek in die huis ingestap het, was dit hierdie huge voorportaal, en aan die regterkant was dit die TV-kamer, en langs die TV-kamer was dit genoem die sitkamer. Nou hierdie kamer was wit mure, wit leerbanke, wit mat met hierdie zebra, swart en wit tipe mat bo, beautifulste furniture in die huis, in die kamer, en my ma se een bevel was, ons mag nie in die kamer ingaan nie. Ons mag nie gaan speel in die kamer nie, ons mag nie gaan sit in die kamer nie. Miskien het julle raai iemand so iets gehad. En dan kom my vriende en dan sê soos, maar Jerry, ons wil in daai kamer speel. Dan sê ek soos, ons kan nie. Dis vir spesiale gaste. Alhoewel ek net 1 of 2 keer mense daar gesien het, maar dis vir spesiale gaste. En dan as ek very rebellious geraak het of kwaad geraak, en dan het ek nou in die kamer ingegaan, en dan het ek op die mat gaan rondrol, of op die bank gaan sit, en dan binne in myself gesê, take that, en dan loop ek. As jy jonk is, doen jy stupid goed, maar dit was my manier om terug te kry. Maar my punt wat ek wil maak is, daai kamer was anders. Daai kamer was uniek. Dit was spesiaal. Anders as enige ander kamer in die huis. As ons kyk na Mekadesh, die Hebreëse woord is Kadash, wat beteken uniek. To be consecrated, to be hallowed. So heiligmaking is die proses waar God jou uniek maak, spesiaal, anders as ander mense. Hoekom? Sodat jy sy karakter, sy wil, begin uitbeeld in hierdie wêreld. Sodat jy 'n aroma, 'n fragrance kan wees vir mense om jou. Van wie? Van Christus. So daar is 3 maniere hoe hierdie heiligmaking plaasvind. Ultimately. Nommer 1, posisionele heiligmaking. Nommer 2, voortdurende heiligmaking. En dan nommer 3, finale heiligmaking. So posisionele heiligmaking is die oomblik wat jy jou geloof in Jesus sit. Hebreërs 10 vers 10 sê dit vir ons so mooi. We have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ, once for all. Die oomblik wat ons in Christus glo, sien die Here ons sonder sonde volmaak gehoorsaam. Maar Jerry, wat is dan hierdie voortdurende? Hoe werk hierdie dan? So ons het nou 'n nuwe posisie gekry. Nuwe posisie sien ons sonder sonde volmaak gehoorsaam. Voortdurende heiligmaking werk so. Ek moet dit in 'n storie vertel. Ek en my vrou 'n jaar, 2,5 jaar nou, terug getrou. Die dag toe ons getrou het,
het elkeen van ons 'n nuwe posisie gekry. Ek as haar man en sy as my vrou. Okay? Is sy vandag meer my vrou as wat sy was 2,5 jaar terug? Nog steeds my vrou. Gaan sy oor 5 jaar meer my vrou as wat sy vandag is? Of is sy nog steeds my vrou oor 5 jaar? Nog steeds my vrou. Wat ek probeer sê is, wanneer dit kom by heiligheid, God sien ons volkome as gevolg van Jesus. Ons raak nie meer heilig nie, maar ons gedrag en die manier hoe ons optree, begin nou verander as gevolg van daai nuwe posisie wat ons het. Kom ek sê dit so, voor ek al geken het. Ek het geflirt met ander meisies, ek het op dates gegaan met ander meisies, ek het op 'n ander manier opgetree teenoor ander meisies. Maar die dag toe my posisie verander het as 'n man, het ek nie meer geflirt met ander meisies nie. Ek het nie meer op dates gegaan met ander meisies nie. Ek het nie meer opgetree soos wat ek opgetree het voorheen met ander meisies nie. Ek het nou met 'n gepaste manier opgetree as gevolg van my nuwe posisie. Almal met my? Dis voortdurende heiligmaking. Hierdie proses word gedoen deur Heilige Gees in elkeen van ons, sodat ons meer lyk soos daai nuwe posisie wat ons het. En hoe lyk daai nuwe posisie? Soos Jesus. Die proses van heiligmaking laat ons lyk meer soos Jesus vir die wêreld hier om ons. John Piper sê, sanctification is the evidence that we have been truly justified. Justified just if we have never sinned. Sanctification help ons om daai waarheid te begin uitleef deur Heilige Gees. Ek gaan nou na raai uitkom. En dan die derde een is finale heiligmaking. Ons weet dat, nou net gelees het in Filippense 1 vers 6, dat God die werk gaan voltooi in elkeen van ons. Die dag wat ons saam met hom eendag in die lewe hierna gaan wees, gaan die dag wees wat dit voltooid is. Finale, volkome heilig, volkome skoon. Maar kom ons fokus gou op voortdurende heiligmaking. En hoe hierdie hele ding werk. Want ek het so baie vrae gehad. Want jy lees verse soos 2 Korintiërs 7 vers 1, wat sê, let us purify ourselves from everything that contaminates the body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. 1 Thessalonicense, may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. Dan vra ek my, okay, maar hoe? Hoe gebeur dit? Moet ek iets doen? Gebeur dit van self? Kan ek terugsit? Is daar iets wat ek moet doen? Hoe werk hierdie proses? So voor ons daar uitkom, hoofdoel. Die hoofdoel van heiligmaking is om gevorm te word in die beeld van Jesus. Dit is God se wil van die begin af. Ek kan dit vir jou bewys. Romans 8:29. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son. Maak dit jou nie net excited nie. Om te weet dat dit is nie in jou eie krag nie. That he is busy doing the work inside of you. Hield sê dit so mooi. They say we do not become like Jesus by striving, but by surrendering. Surrendering to what? Die werk van die Heilige Gees. So wanneer ons kyk na voortdurende heiligmaking, het ek gesê, die Heilige Gees is die werker. Hy werk deur die bloed van Jesus. Hierdie twee werk hand in hand van die begin tot die einde. Ek wil dit so sê, as jy 'n vuil lap het, en jy moet hom skoon maak, gaan jy daai lap in seepwater moet sit, en jy gaan daarin moet skrob, om skoon te kry. Nou die persoon wat daai lap besig is om te was, is die Heilige Gees. Die seepwater waarin die lap gewas word, is die bloed van Jesus Christus. Is al twee belangrik? 100%. Kan jy die samewerking sien? Die persoon wat dit was, en die seepwater, maak die lap skoon. Die Gees
en die bloed van Jesus Christus maak ons rein in hierdie proses van heiligmaking. John 17 verse 19 says, "For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified." En omdat die Heilige Gees die werker is, het hy 'n middel wat hy gebruik om hierdie werk te doen. En wat dink julle is daai middel? Enigiemand? Die woord van God. Die waarheid. Die woord van God is wat die Heilige Gees gebruik om hierdie werk in elkeen van ons te doen. Baie bekende vers. Johannes 8 vers 32. You will know the truth and the truth will set you. Maar sonder die waarheid kan daar vryheid kom. Nee. So die Heilige Gees gebruik die woord van God om hierdie waarheid binne in jou lewendig te maak, wat sonde doodmaak. Hoekom? Want sonde se begin elke liewe keer is wat? 'n leuen. 'n leuen wat jy geglo het in jou lewe wat gelei het na sonde toe. So die waarheid wat lewendig gemaak word binne in jou, maak die leuen dood. En bring wat in? Wat is die waarheid? Wat is die nuwe posisie? Dat ons is volmaak gehoorsaam en sonder sonde in God se oë. En dan begin uit daai posisie uit dit 'n realiteit raak deur die hulp van die Heilige Gees in jou lewe. Maak dit julle nie excited nie? Is jy almal met my? Okay. Die woord van God is die middel wat Heilige Gees gebruik om hierdie werk te doen. Every single day. Maar ek het in die begin gesê dat ons kan dit hinder. So hier kom my vraag. Okay, Jerry, wat moet ons doen om saam met Heilige Gees, want dit is 'n samewerking, saam met hom te werk, om seker te maak dat ons hom nie hinder nie. Daar's net twee goed wat ek wil fokus. Nommer 1 is behold the Lord. En die tweede ding is surrender. Behold the Lord. Kom ek lees hierdie vers. Ek dink hierdie is my gunsteling vers in die Bybel. 2 Corinthians 3:18 say, "And we all with unveiled faces beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to the next." Ek gaan dit weer lees. "And we with unveiled faces beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory unto the next." Maar hoe kom ons by transformed? Wat is die crux? Beholding the glory of the Lord. Voor Jesus was daar 'n gordyn gewees, wat skeiding gesimboliseer het tussen ons en God, as gevolg van sonde. Ons kon nie in sy presence ingaan, as gevolg van sonde. Lig en donkerte kan nie meng nie. Maar nou dat Jesus gekom het, ons geklee het met sy geregtigheid, wat aan ons toegereken is, kan ons nou ingaan. Maar my vraag aan elkeen van julle is julle besig om in te gaan? Is julle besig om in sy presence in te gaan en hom te behold en te aanskou? Want as jy ingaan en hom aanskou, dan dink jy nie oor jouself nie, jy kyk na hom en sy volmaakte heiligheid, sy skoonheid. En terwyl jy hom dophou, is daar iets wat binne in jou gebeur, deur die Heilige Gees, wat verandering en transformasie laat gebeur. Sonder sy geregtigheid, sonder Jesus, sou ons nooit kon ingaan nie. Maar daai veil is gebreek en as gevolg van ons geloof in Jesus en sy geregtigheid, kan elkeen van ons nou in daai presence ingaan. Maar gaan jy in? John Owen sê dit so. What you behold, you will become. Beholding the glory of Christ is the greatest privilege.
the greatest duty and the greatest blessing of every believer. Mooi statement, né? Maar is dit 'n realiteit in jou lewe? Is dit vir jou the greatest privilege, the greatest duty, the greatest blessing om hom te aanskou? Of is dit net 'n occasional glance na sy kant toe, wanneer jy hom nodig het? Aanskou jy hom daagliks, of kyk jy net vandag na sy kant toe en gaan aan met wat jy ook al besig was? Jy sien, wanneer dit begin by what you behold, you will become, en dan vra ek jou, wat is jy dan besig om te aanskou? Ek is nie besig om julle uit te trap nie, ek praat met myself, want ons raak so besig met die wêreldse dinge dat ons vergeet om na die een toe te gaan wat transformasie bring. Na die een toe te gaan wat vryheid en vrede bring, elke liewe dag. You will become what you behold. Die tweede ding is surrender. Lukas 9 vers 23 sê Jesus, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee. Elke dag jou kruis optel en my volg. Galasiërs 5:16 sê Paulus, leef deur die gees, nie deur die vlees nie. Ephesians 4 sê, to be made new, Acts van 23, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Ware oorgawe beteken ons gee oor, ons begeertes, ons wil. Dit wat ons dink is beter aan die Here. En ons maak onsself oop en laat toe dat hy deur ons lewe. Jy sien, dis elke dag proses, dis nie net 'n een keer nie, dis elke liewe dag, dis 'n samewerking saam met die Heilige Gees. Elke dag jou kruis optel, elke dag besluit, ek kies vandag om U te volg en oor te gee. Wat wil U doen? Deur my. En by dit gesê, ek voel net ek moet hierdie sê. Een ding wat ons moet verstaan is, God gaan nie moed opgee op jou nie. Al is jy besig om ander goed te aanskou, al is jy besig om met die wêreldse dinge, ons bly sy kinders. Maar ons mis uit op die meer wat hy vir ons het om in te lewe in hierdie wêreld, in hierdie tyd, in hierdie oomblik. Julle, ons doel is om meer te lyk soos die nuwe posisie wat ons het voor die Here. En die volgende wat ek gaan sê, is ek so skuldig. Want wat so baie van ons doen met hierdie nuwe posisie, hierdie nuwe geregtigheid wat so onmenslik ongelooflik is ons gaan, is asof ek gaan na my vrou toe. Hier is die troukontrak. Jy sien ons is getroud, nê? Jy het geteken, ek het geteken, jy is my vrou. Ek is jou man. OK. En dan gaan slaap ek met ander vrouens. Dink jy sy gaan intimate met my wees? Dink jy sy gaan haar diepste geheime met my deel? Nee. Hoekom? Want ek het intimacy afgesny tussen ons as gevolg van dat ek 'n adulterer is. James 4 vers 4 sê, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity with God? Hoekom sê hierdie? Want Heilige Gees is 'n persoon. Dis nie 'n wolkie nie. Hy is 'n persoon en hy kan gegrieve word en hy kan gequench word. En hy soek intimacy met elkeen van ons. Maar as jy die hele tyd gaan besig wees met die buitegoed, dink jy hy gaan met jou begin praat en sy diepste geheime van God met jou deel as jy nie wil luister na hom nie. Dink net gou vir 'n oomblik. Wat as jy meer soos Jesus begin word? Net vir 'n oomblik. Hierdie vrug van Gees 'n realiteit begin raak in elkeen van julle se lewens. Meer liefde, meer geduld, meer selfbeheersing, meer joy,
meer gentleness. Wat dink jy sal gebeur? Hoe sal jou familie lyk? Die wat getroud is, hoe sal jou huwelik lyk? Hoe sal jou kinders lyk? Hoe sal die werksplek lyk? Hoe sal die lewe om jou begin lyk? God het meer vir jou. Dit is die belofte. Hy het meer vir jou. Hy wil jou verander. Hy wil hê jy moet vryheid beleef, in vrede lewe, meer liefde, meer geduld, meer selfbeheersing hê. Dis sy wil vir jou. Maar jy gaan die besluit moet neem. Jy gaan die besluit moet neem. Want heiligmaking is 'n journey saam met Heilige Gees elke liewe dag. David Degas sê dit so, hy sê that it's not about us getting more of Holy Spirit, but it's about Holy Spirit getting more of us. Dis oorgawe. So ek los die keuse by jou vanaand. Gaan jy aanhou om occasionally God te glans en aan te gaan met wat jy ook al jy besig is? Of gaan jy kies om oor te gee elke liewe dag en te begin lewe en toe te laat dat Heilige Gees jou verander, want jy is besig om God te aanskou, besig in sy woord, besig met worship, besig met gebed, besig met encounters met die Here, en die meer wat jy hom sien, die meer wat jy hom skou, beloof ek jou, jy gaan anders daar uitstap elke liewe keer. Maar maak jy tyd vir dit. Want die Here wag vir elkeen van ons, elke liewe dag, om tyd te spandeer met jou. Om goed te deel met jou. Ek gaan afsluit met hierdie een quote van A.W. Tozer. One of the strange things about God is that he will come in as far as we allow him. I have often said that a Christian is full of the Holy Spirit as he wants to be. We can beg to be filled with the Holy Spirit. We can talk about it, but until we are willing to empty ourselves, we will never have the fullness of the Holy Spirit in our lives. God will fill as much of us as we allow him. God will fill as much of us as we allow him. Partykeer kan ons grootste enemy wees, as gevolg van begeertes, as gevolg van leuns. Ek wil nie eers 'n altar call doen vanaand nie, want dit is maklik om nou ja te kom sê, Here, ek surrender, maar kan jy dit môreoggend sê? Kan jy dit woensdagoggend sê? Kan jy dit oor 'n maand, maandagoggend sê? Nog steeds, ek kies jou bo elke liewe ding op hierdie aarde, want hy is beter. Ek beloof jou, hy is beter. Maak nie saak wat jy sacrifice, wat jy surrender nie, hy gaan vir jou beter hê. Maak nie saak wat se movie, of wat se verhouding, toksiek, wat ook al dit is, hy het beter vir jou. Maak hom jou nommer 1. Spandeer tyd met die konings van konings en sien bietjie wat gebeur in jou lewe. Ek beloof jou, jy gaan nie dieselfde wees nie. Om meer soos Jesus te word, is moontlik. Because he does the work. Ek wil vra, terwyl ek hierdie bed gaan doen, as jy kan jy op jou knie gaan? Die wat nie kan, jy kan sit, is fine. Maar dan sluit ons af in gebed, en ons gaan hierdie liedjie sing. En die keuse bly by jou. Gaan jy hom kies, elke liewe dag? En alles wat jy moet surrender, gaan jy kies om dit te surrender.
ek sê so dankie vir wie U is. Here, want sonder U is ons niks. Here, ek vra dat ons sal besef dat hierdie krag, hierdie heiligheid U werk is. Mag ons begin oorgee in elke liewe dag, Here. Heilige Gees, mag ons begin oorgee aan jou, ons hande, ons oë, ons denke, ons mond, ons voete. Alles oorgee in alles wat ons doen. Kom gee ons die krag om dit te doen, Here. Here, ek vra soos wat ons hierdie liedjie sing vanaand, mag hulle net 'n glimp kry van U goedheid. En mag hulle addicted raak aan dit, Here, aan U. Here, kom verander hulle in 'n oomblik. Mag ons U aanskou elke nuwe dag, mag ons tyd een kan sit net om bietjie met U te spandeer. Here, dankie dat U na ons kyk en ons volkome gehoorsaam sien. Sonder sonde. Maar Heilige Gees, ek vra dat Jy ons bewus sal maak van daai nuwe posisie. Dat dit 'n realiteit begin raak in ons lewens, dat ons sal toelaat dat Jy ons verander, sodat ons soos daai nuwe posisie begin lyk op hierdie aarde. Kom maak ons oë oop, Here. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Let me be as gold and precious silver, purify my heart. Let me be as gold, pure gold, oh purify my heart. Let me be as gold and precious silver, purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. Oh, my heart's one desire is to be holy, set apart for You, Lord. I choose to be holy, set apart for You, my Master, ready to do Your will. Wil jy net opstaan en net jou hande oopmaak en net hierdie woorde weer sing vir Hom. Maak hierdie keuse vandag. Hierdie keuse wat nie net vandag gaan nou nie, maar môre, die dag daarna. Lord, come purify my heart as I behold You. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from